Ek dink is al een ding wat baie moeilik is in die lewe vir die meeste van ons, is dit om rigting te kry as dit donker is. Ek het al 'n paar keer het ek kan ek dit nou mooi stel. Ek het my eie baksteen gebyt. Deur in die dag na 'n plek toe te ry. En dit is nou links, regs, kyk weer by 'n groot boom links, dan sal jy weer 'n ander doringboom sien, dan gaan jy 'n peerneusboompie sien, dan draai jy daar regs, dan gaan jy 'n groot rots sien, dan hou jy nog net so eentjie aan, dan gaan jy sien daar's 'n groen tank, oor kan die groen tank, dis daar so 'n windpomp, jy kan hom nie, hy's so 'n bietjie so ver in die verte in, net as jy daar verby is, sal jy sien is daar 'n bordjie wat wys goeie genade, en dan gaan jy daar by goeie genade. En jy kry maklik, jy het hom. En dan raak dit donker, en dan moet jy van goeie genade alweer terugkom Hoopstraat toe. Maar jy het hom daarom, wat jy onthou nog, ja, maar dit is die groot klip, ry daar verby, en onthou die boom, en die peerneusboom, en daai boom, en dis regs, en 'n dammetjie, en nou ry jy net aan. Nou dink jy, waar is daai peerneusboom nou? Is jy nou verby die peerneusboom, of is jy nou nie verby die peerneusboom? Waar is die windpomp wat nou in die verte staan? Het jy nou die regte een gesien? Want jy het dit 2 nou al gesien, maar jy gekom het jy net 1 gesien. Want onthou jy was anderste ingeskakel gewees, en dit was lig gewees, en dit was maklik gewees. Nou het dit donker geword, en jy moet teruggaan, en dit is net absoluut baie moeilik om terug te wees daar waar jy moet wees, en jy voel heeltemal gedisoriënteer. Dit is wat die meeste van ons ervaar donkerte. Praat van as jy nou ergens op 'n roete is. Ons ervaar dit as 'n plek van jy's gedisoriënteer. Ek weet nou nie meer waar ek is nie. Die van julle wat gekamp het of op ander strategiese plekke in die nag al moes ontkom het of iets gedoen het, is al weet in die aand dan klink dit vir jou, "Joh, dis ver." Môreoggend as jy ons sien, nee, maar die ou se tent is net hierso. Dis so ver nie. Jy is heeltemal gedisoriënteerd in die donkerte. En die donkerte is ook 'n aardige plek. Dit is gewoonlik veral as jy in 'n vreemde plek is. Jy weet mos nou in jou huis as jy van die dek afklim, hoeveel tree moet jy gee na die yskas toe? Of om water te gaan drink, of waarvoor jy ook al wil opstaan. Maar as jy nou in 'n vreemde plek is en jy het nog nie jou tree getel en jouself georiënteer nie en dit is pikdonker, dan Vader, ek weet ons het vandag selfone, maar kom ons sê jy het nie jou selfoon liggie nie, dan is jy geneig om jou toe ergens te stamp of jou maar nie, of jou knie. Dit is altyd op 'n plek waar ek weet nie hoe bou hulle die meubels nie. Maar dis altyd op strategiese plekke waar dit gebeur. En jy stap, ou kan nie dink hoe vinnig jy loop nie, tot jy jou toon stap teen 'n stuk hout. Dan voel dit, loop jy regtig teen 120 km/h. Want ek bedoel, jy stap en dan, dit is asof jy kry seer. Die donkerte maak jou seer, jy stap jy teen alles en dit is nie lekker nie. Maar ek is so bly dat daar lig is. Nou, Thomas Edison het vir ons die voorreg gegee. Daar is gloeilampe, ons ken dit. Maar sommer net vir interessantheid, voor hom was daar ook eintlik iemand gewees wat al reeds research gedoen het voordat die gloeilamp daar was. Ek weet nie of julle kan onthou wie dit was nie, maar dit was Alessandro Volta. En hy was in elektrisiteit, hy het begin Google. Ek doen dit gedoen. Maar hy het begin research doen om te kyk, daar moet nie elektrisiteit wees. Wat help met jy die gloeilamp en as jy elektrisiteit het? Wat wil ek vanmôre vir ons sê? Liewe vriende, baie keer is dit in ons geestelike lewe ook donker. Ons kry daai plek waar ons geestelik op 'n donker plek is. En wanneer ons geestelik op 'n donker plek is, dan staan ons ook ons toon, of ons staan ons maar nie, of ons is gedisoriënteerd, maar op 'n ander manier, op 'n geestelike manier.
En wanneer jy op 'n geestelike plek van donkerte is, dan begin jy al hierdie vrae vra. Jy begin dan na jou eie identiteit kyk om te vra, maar wie is ek nou eintlik? Wat doen ek nou eintlik? Wat het die Here in stoor vir my? Wat is sy plan met my lewe? Hoekom gaan ek deur al hierdie dinge? Hoekom werk dinge nie uit soos wat dit moet uitwerk? Hoekom sit ek waar ek sit? En jy begin 'n bietjie vra oor jou waarde. Is ek waardevol vir my familie? Is ek waardevol vir die plek waar ek werk? Is ek waardevol vir die gemeenskap? Party mense begin wonder, maar wie is ek nou eintlik? Want ek weet ook nie meer wie ek is nie. En so gaan ons deur al hierdie geestelike vrae wat ons vra. Wat moet ek doen? Doen ek die regte ding? Is ek op die regte plek? Ons sit met 'n klomp onsekerhede in ons lewe en ons sit daaraan met 'n klomp seer in ons lewe en ons kry seer en ons is ontmoedig en ons is nie hoopvol nie en ons is net absoluut op 'n plek van donkerte. En dan begin ons vir ons hierdie vraag vra, is dat kan ek regtig rigting kry in hierdie donkerte? Kan ek daar waar ek nou sit in my lewe ewe skielik rigting kry? Kan daar oornag iets gebeur? Is dit moontlik? En dan wil ek vanmôre met 'n groot ja antwoord, is ja, jy kan. Jy kan vanmôre lig kry in jou donkerte. Jy hoef nie te wag nie, jy hoef nie eers iets te betaal nie, jy hoef nie te wag vir 'n deurorder nie, jy hoef nie te wag tot môre nie. Jy kan dit alreeds nou kry. Daar waar jy nou is, daar waar jy nou sit, wat jou omstandighede ook al is. Nou wat het ek mee begin? Ek het vir julle my storie begin vertel van kan die Here regtig nog stel hy belang om aan 'n elektrisiteitsprobleem. Gaan hy dit vir my wil uitsorteer, dan ek dink nie hy stel daar belang daaraan nie. Hy stel belang daaraan. En wat jou situasie ook al vanmôre mag wees, wat jy voel, ek sit so bietjie in die donker, ek so bietjie gedisoriënteerd in my lewe, ek so klein bietjie gedisoriënteerd in my geestelike lewe, my geloof is nie meer so sterk as wat dit moet wees nie. En jy sit met al hierdie vrae, ja, die Here kan jou vanmôre help. As ons nou kyk na Israel, dan sien ons dat Israel was ook op 'n stadium in hulle lewe, en ek gaan terwille van tyd nie diep in die geskiedenis ingaan van Israel nie, maar Israel was ook op 'n stadium in 'n donker plek gewees. Die hele volk Israel was op 'n donker plek gewees, 'n geestelike plek van donkerte. Maar gelukkig toe kom die profeet Jesaja, en hy profeteer, hy sien iets 700 jaar voor Christus. En in Jesaja 9 vers 1 staan die volgende: die mense wat in die donkerte geleef het, sal 'n groot lig sien. Die lig sal skyn op almal in die land waaroor die dood 'n skaduwee gegooi het. Met ander woorde, hy sê daar gaan 'n tydperk kom waar daar weer lig sal wees in jou lewe. Israel, daar gaan 'n tyd kom waar daar weer lig gaan wees. Daar gaan 'n tyd kom wat jy weer duidelikheid gaan hê. In hierdie onsekerheid waar jy nou is, gaan daar duidelikheid kom. Daar gaan weer vrede wees, daar gaan hoop wees. Daar is 'n pad, daar is 'n toekoms. Die Here het dit alreeds vir jou. En dalk is jy vanmôre op 'n plek waar Israel was. Jy sit vanmôre in daai donker plek en hoor wat het Jesaja gesê. Die mense wat in die donkerte geleef het, sal 'n groot lig sien. Hierdie lig sal skyn op almal in die land waaroor die dood 'n skaduwee gegooi het. Daar is al sekere dinge in jou lewe wat op hierdie stadium 'n skaduwee gooi in jou lewe. En dalk is dit net jou eie denke wat vir jou daai skaduwee gooi. Maar weet dat die Here vanmôre wil deurkom en hy wil hê jy moet vanmôre lig sien. Mag jy vanmôre in jou omstandighede en in jou situasie lig sien. In Jesaja 9 vers 5 staan daar. En dit is absoluut, is dit waar ons redding vandaan kom. Hy sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Hy sal die heerser wees met die koninklike titels, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vrede vors.
Ek dink Jesaja het sonder wat hy het geweet het hy alreeds daar die eerste Christusfees het hy gesien. Het hy het geprofeteer, het hy geweet van dit. En Jesus het vir my en vir jou lig gebring. Wonderlik, in ons plek van donkerte, in jou plek van geestelike donkerte, kom Jesus en hy bring vir ons lig. En dis wat hy vir ons sê in Johannes 8 vers 12. Hy sê verder by 'n ander geleentheid, het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die mensdom. Baie belangrik, hy sê ek is die lig vir die mensdom, nie ek is 'n lig nie. Ek is 'n lig. So sê nie ek is 'n lig, hy sê ek is die lig vir die mensdom. Wie my aanvolg sal nooit in die duisternis leef nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. En dalk het jy vanmôre ook daai lig nodig. Dis so 'n interessantheid in die Hebreëse denkwyse was lig 'n metafoor gewees wat redding, kennis en goedheid verteenwoordig. En wat jy nou al vanmôre is, dalk is jy vanmôre op 'n plek waar jy sê ek het redding nodig, miskien uit 'n situasie, uit 'n iets. Dalk is dit 'n verskawing waarmee jy sukkel. En sê ek eet te veel sjokolade, my lewe word gedryf deur sjokolade. Dalk is dit iets anderste wat jou dryf. Een of ander verskawing en jy sê ek is hierdie dryf my lewe, my lewe hang af van hierdie. En jy dalk redding nodig vir dit. Dalk het jy vanmôre kennis nodig. Dalk het jy net die goedheid nodig van die Here. Weet vanmôre, dit is wat die lig beteken. En daai lig is alreeds vir jou gegee. As jy dit nodig het, is jy vanmôre op die regte plek om dit te vat en om in daai lig in te beweeg. Want hy is die lig wat jou kan help, sodat jy jouself kan oriënteer. En dit is wat jy nodig het. Jy moet op 'n plek kom waar jy jouself kan oriënteer en sê, wat glo ek, wat dink ek, wat sê ek? Ek is in hierdie situasie in my lewe, ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie meer hoe om te maak nie, en dan is die lig daar om vir jou te sê, ek gaan jou help, sodat jy jouself kan oriënteer. Al wat ek en jy moet doen, is ons moet in die lig in beweeg, in Jesus Christus in. En dit is baie belangrik, dat jy die regte lig sal volg. En dit is ook om Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld. Nou ons word baie keer gedistrek met 'n klomp ander ligte wat daar is. 'n Klomp ander dinge wat ook lyk asof dit kan werk en dit lyk ook mooi en dit lyk ook goed, maar dis nie die regte lig nie. Dit is nie Jesus Christus nie. En jy kan jouself boeke lees wat vir jou vertel hoe positief jy moet dink en jy moet positief praat en jy moenie 'n spieël voor jou bed sit dat jy nie skrik as jy wakker word en 'n ander oriëntasie ingaan en sit jy speel liewerste daar en doen dit en doen dat en al hierdie mooi goedjies. Ja, dit is goed en dit kan miskien so wees, maar op die ou einde as jy 'n uitkoms soek, as jy in die donkerte is daar net een lig, Jesus Christus. Amen. Niks en niemand anders. En dan was 'n suiderkruis. En die wat ook lief is vir sterre en dit dophou. As jy weet waar die suiderkruis is, dan weet jy om jouself te oriënteer en 'n lyn te trek en jy weet waar suid. As ek weet waar suid, dan weet ek mos waar is noord. En as ek weet waar is noord en suid, dan weet ek waar is wes en ek weet waar is oos. En dan kan ek myself oriënteer, dan weet ek waar dit is. Maar daar is 'n vals suiderkruis. En as jy nie die verskil goed ken nie, dan kan jy gemislei word deur die vals suiderkruis, want dit lyk soos die suiderkruis, maar dit is nie die suiderkruis nie. Daar's net een suiderkruis. Daar's net Jesus Christus. Daar's iets anders in die hele. En ek dank die Here vir 'n tydperk waar ons nou weer kan inbeweeg, waar ons weer bewus raak van Jesus Christus se geboorte. Of jy glo in sy geboorte of nie, Jesus Christus was gebore. Amen. Vir my en vir jou, om lig te bring vir ons situasie. In die plek waar ons is.
Om rigting te hê is een ding. Dis een ding om te weet waarna toe jy gaan. Dis een ding om te weet, ek weet ek is op pad, my oog is gefestig op die kruis, op Jesus Christus. Dis 'n goeie ding. Maar om te sien waar jy nou is, dit is die ander ding wat belangrik is vir lig. So dit is goed as jy weet, en ek dink die meeste van ons, of ek sê vir algemeen, dink die meeste Christene, ons weet die minste waarna ons op pad is. Ek dink die Here, ja, ek glo in hom. Ek lees my Bybel daarom so af en toe. En as ek ry, dan praat ek daarom met hom. Ek het so 'n half idee waarna toe ek op pad is. Ek het rigting. Ek kan myself oriënteer. Maar daar's 'n ander ding, en dit is om te sien waar jy nou is. Op hierdie stadium, waar loop jy nou? Waar is jy nou? En daarom sê ek Psalm 119, vers 105, U woord is 'n lamp vir my voete, en dit is 'n lig op my pad. En dit is waar baie van ons dalk 'n probleem het, is dat ons stamp ons voete die hele tyd. Soos die hele tyd besig, dan val ons in 'n gat, dan stamp ek my toon. Ek is op die regte rigting, maar ek het nie lig hierso nie. En daarom is dit belangrik dat ons soveel as moontlik geleentheid gee vir mense om te sê, raak deel of jy van die ankergroep wil deel word, en of jy jou eie gebedsgroep wil begin, en of jy jou eie Bybelstudiegroep begin, of jou Bybel leesplan, spandeer tyd in die woord, spandeer tyd in gebed, spandeer tyd saam met medegelowiges, wat saam met jou die pad stap, wat vir jou kan help om te sê dat ek sien jy is op die regte rigting, maar hier gaan jy jou voete staan. My Boeta, my liewe sis, ek kan sê jou rigting is reg, maar hier gaan jy seker. Die Here gaan jou nie jou kant toestoot, hy is baie lief vir jou, sy genade is groot, maar jy gaan seker. Laat die lig ook hierso by jou voete vir jou lig gee. Ons het lig nodig op ons pad, vriende. En dan sê Jesus op 'n stadium, as ons nou weet waarna ons op pad is, ek weet ek het 'n lig hierso by my voete, en myself georiënteer, dan kom Jesus in Matteus 5 vers 14 en hy sê, julle is die lig wat die wêreld moet verlig. En hier kry ons 'n verantwoordelikheid, maar ek kan nie die wêreld verlig as ek nie in die lig is nie. Ek kan nie die wêreld verlig as ek in die duisternis is nie. So nou sê hy dat julle is die lig wat die wêreld moet verlig. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. 'n Mens gee ook nie 'n lamp op en maak dit onder 'n emmer toe nie. Inteendeel, jy sit dit bo op 'n lamp staan, en dan maak dit lig vir almal in die huis. Julle moet so voorbeeldig lewe dat julle helder lig sal laat uitstraal, en dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys. Nou, om dit te demonstreer, is dat jy kry 'n lig wat rigting gee. En dan kry jy 'n ander lig wat weer vir jou inspirasie gee. Nou ons plek is 'n lig, hy sê donker, nie so jy gaan jou verbeelding moet gebruik, maar in die meeste van ons se fone het dit in. En as ek in 'n pik donker plek moet wees, en ek en Danny is saam, en ek vra vir hom, brother, het jy 'n lig? Dan gaan hy vir my sê, nee, hy het nie 'n lig. Dan ek vir hom sê, okay, volg my, loop agter my, dan is ek die een wat die lig het. En ek gaan nie eers kyk of hy die hele tyd agter my is. So ek gaan loop, ek het die lig en ek loop, en Danny loop die hele tyd agter my uit. So ek is die lig wat vir ons oriënteer. Maar Danny het nie die lig wat ons oriënteer nie, maar die lig wat ek vir hom gee, inspireer hom om vorentoe te beweeg. En dit is die werk wat ek en jy het om te doen. Ons het nodig om mense te inspireer. En daarom moet ek en jy in die lig wees. Want baie keer is jou medebroer en medesuster dalk nie in die lig. Hulle het nie lig nie, is moedeloos. Veral hierdie tyd van die jaar wat ons almal is moeg.
Party het hulle liggie al verloor hier Julie maand, het hom maar ergens neergesit nie, kon hom nooit weer kry nie. Party se liggie het so gelei en dit verdof en toe jy nou ewe skielik weer wakker word een oggend, toe sien jy maar my liggie werk nie meer. En nou as jy rond in die donker. Maar as ons, en dit is hoekom dit belangrik is, julle gemeenskaplike byeenkomste is belangrik. Dis hier waar ons nou gecharge word. Ons hier waar ons vir mekaar kan kyk en mekaar kan bemoedig, mekaar kan versterk, net kan sê, hoorie, man, jy lyk nie goed nie. Het jy net lank in die son gelê of lyk jy so? Is jy honger of lyk jy maar soos wat jy nou lyk? Want ek het dit gedurig, omdat ek moes dit nie hierdie van die fees die hele tyd nie. Ek die hele tyd, wat staan? Maar ek lyk so. Los my, ek lyk so. Julle, dus, kom ons wees daarvan mekaar. Dalk het jy vanmôre die lig, en ek kan sê, weet jy wat, kom volg my. Volg my, loop agter my aan. Ek gaan jou inspireer, kom. En die agter my word geïnspireer. Môre het ek dalk nie die lig nie, en ek voel moedeloos en ek voel down. En dan is dit belangrik dat jy sal sê, ek het die lig. Kom hier, kom volg my. So onthou, jy moet nie net die lig volg nie, jy moet ook die lig wees. En so wat 'n interessantheid voordat ons in die nagmaaltafel toe gaan beweeg. Hulle sê dit vat vir die menslike oog. Praat nou van 'n normale menslike oog. Jy sien nou al brille, pille, al die goedes is. Dan kan 'n normale menslike oog kan 'n kerslig detect. Jy kan hom opvang, jy kan hom raak sien. 2.5 kilometer ver. Praat nou van, kom ons sê jy is nou in die Karoo, en daar is glad nie wind wat waai nie, en daar is nie obstacles tussenin. Maar dit is nie ingewikkeld maak nie. Op my plaas, nie rarig, ek weet nie. My plaas op my Karoo, waar daar geen klippe is nie, geen wind waai nie, die lugding is. En jy steek 'n kers aan, 2.5 kilometer ver, en ek staan weer, dan kan ek sien, my oog gaan optel, daar brand die kers. So daarom kan ek jou bemoedig vanmôre, jy hoef nie 'n ligtoring te wees nie. Moet ook nie 'n ligtoring probeer wees nie. Want dit gaan moeilik wees, en weet jy wat, jy gaan jouself uitbrand, as jy die ligtoring wil wees. Al wat jy hoef te wees vanmôre, is jy kan maar net 'n klein kersliggie wees. Daarom is ons so bevoorreg geword om weer by 'n tafel te kan staan waar die lig is. Hier waar alles verander. Waar my lewe verander het, waar jou lewe verander het. Vanmôre is jy dalk op 'n plek, dalk is jy vanmôre in die lig. En jy sê, ek dank die Here, dit gaan goed met my, ek is in die lig. Ek is georiënteerd, ek funksioneer, ek is geïnspireer, ek is net absoluut op die regte plek in my lewe. Dan kan jy vanmôre hiernatoe kom en sê, Here, ek wil seker maak, ek bly daar, dat hierdie battery nie besig is om 'n bietjie vervlou te word. Mag ek nog sterker en nog sterker wees. Mag hierdie kers net nog helderder brand. Ek wil nie vanmôre hiernatoe kom en jy sê, Here, ek is op hierdie stadium, is ek op 'n donker plek in my lewe. Een of ander situasie wat jou maak, dalk is dit jou gesondheid, dalk is dit jou werk, dalk is dit verhouding, geld, wat dit ook al kan wees, kinders, kleinkinders, noem het. Jy sit in die donker en jy weet nie wat om te doen. Die raad wat jy kry by mense, voel vir jou, dit gaan nie werk nie. Ek hoor wat jy vir my sê, maar dit gaan nie werk nie. Ek wil dit vanmôre vir jou sê, dat as jy met alles wat in jou is, na hierdie nagmaaltafel toe kom vanmôre, en jy gebruik hierdie brood en die wyn, ons gebruik sap, en nie wyn nie, net ter wille van die redes vir dit. En jy maak jou oop vanmôre. Dan kan ek jou waarborg.
Die Here wil jou vanmôre aanraak. Jy het niks meer as dit nodig. Jy het niks meer nodig as net om in die lig te kom en sê, Here, mag U lig vanmôre in my skyn en hierdie donker situasie verlig. Geef vir my wysheid, geef vir my kennis, bring vir my rede in my situasie. Paulus sê vir ons hier in 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23, hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam en dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. En net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as jy daaruit drink tot my gedagtenis. En elke keer as jy van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, dan verkondig jy die dood van die Here totdat hy kom. Kom ons doen dit vanmôre tot gedagtenis van die Here. Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie dat ons vanmôre by 'n nagmaaltafel kan staan wat so waardevol is. Hier waar ons weer bewus word, Here, van die prys wat U betaal het. En die prys wat U betaal het, Here, was nie 'n goedkoop prys gewees nie, dit was 'n duur prys gewees. 'n Prys, Here, vir ons wat dit baie keer net so sien asof dit niks is nie. 'n Prys wat U betaal het, deurgekoop deur die bloed van Jesus Christus. En baie keer, Here, as ons daaroor dink, dan dink ons, is daar net iets wat gebeur het, maar Here, ons wil vanmôre kom as gemeente voor U neerbuig en sê, Here, ons besef dat hierdie is ons alles. Hierdie maak alles anders. Ons erken dat U Jesus Christus is die Seun van die lewende God, wat lig na hierdie aarde toe gebring het, wat vir ons kom lig gee, sodat ons nie in die duisternis hoef te wees nie. Dat ons omstandighede nie in die duister hoef te wees nie, maar dat dit in die lig kan wees. En dit is my gebed vanmôre, Vader, is dat elkeen wat hier vanmôre met omstandighede sit, wat sê, hierdie is vir my donker omstandighede, donker situasies. Vader, mag hulle vanmôre deur die gebruik van hierdie nagmaal die lig van Jesus Christus ervaar in hulle lewe. Ons vra dit in U naam. En ons vat dit, Here, want dit is wat U vir ons gee. Dankie vir die bloed wat gestort is. Dankie dat U liggaam vir ons gegee het. Dankie dat ons vanmôre hierdie oorwinning kan stap. Heilige Gees, help ons dat ons vanmôre terwyl ons hierdie nagmaal gebruik, terwyl ons na hierdie waardevolle nagmaaltafel toe stap, dat ons bewus sal raak, Heilige Gees, van die werk wat U alreeds besig is om te doen in ons. Ons loof U, Here, en ons eer U. Amen.